verdere reën vanaf 5 Mei vir ten minste die volgende 2 tot 3 weke moontlik, met die eerste ryp van die seisoen ook nou om die draai. Welkom by die week se AMT weervooruitskatting, moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Hier teen einde April sit ons met 'n baie groot vloedrisiko wat besig is om te gebeur en nog besig of gaan gebeur. Ons het baie reën gehad en as ons kyk na die reënvalkaart vir 20 tot 26 April, kan ons sien tussen 100 en 200 mm het oor groot gebiede van die opvanggebied van die Vaaldam voorgekom, maar ook in die bo Oranje riviersisteem en ander plekke tussen 50 en 100 mm. Om dit in konteks te stel, in Maart vanjaar kan ons sien hoeveel reën het daar reeds in Maart voorgekom. En hierdie is die persentasie van die normaal, so 100% is die normaal of gemiddeld, en ons sien die ligblou gedeeltes tussen 150 en 400% en die donkerblou selfs meer as 4 keer die normale reënval. So ons sit met baie hoë watervlakke alreeds en ons het hier begin April reën gehad en toe in hierdie derde week van April baie reën dan. Ons praat baie keer oor Australië en ek het hierdie week met iemand in Australië gepraat. Vloedwaters nog steeds besig om af te beweeg. Hierdie is Maart maand se reën, persentasie van normaal, ook hier tussen 150 en meer as 400% van die normaal. So baie swaar reën wat voorgekom het ook daar. Van 20 tot 26 April, teen die kusgebiede kan ons sien, en hierdie is ook millimeters, tussen 100 en 200 mm. So ons sien ook groot vloedskades wat nog besig is om te gebeur in die oostelike dele van Australië. Terug hier by ons, as ons 'n bietjie gaan kyk, wat kan ons verwag vir die volgende tyd? Dan sien ons hier einde April, begin Mei, koue front wat oor die Kaap in beweeg het, reën vir ons gee en oorgeskuif het ook Oos-Kaap toe. En dan is daar 'n klompie vog wat hier oor die sentrale gedeeltes uit die noordweste af beweeg en vir ons reën gee. Hier rondom 2 Mei skuif hierdie stelsel verder noordooswaarts. So daar is reën. Op hierdie stadium lyk dit na nie te swaar reën nie, maar is eintlik 'n gevaarlike ding om te sê, want vanjaar reën dit so maklik. Dit kan, waar voorspellings 10 mm is, kom maar baie keer 'n 0 by wat dit sommer 100 mm maak. Kyk ons dan bietjie verder. Hier van 4-5 Mei af, lyk dit asof daar baie min verdere reën gaan wees vir ten minste die volgende paar weke. So ons kan sien, hoogdrukstelsel wat hier oor die land lê, vir ons redelike ongunstige toestande gee vir reën, maar ek dink baie gunstig in terme van die afdroog van ons grane van die landerye. Temperature, dit lyk of hierdie volgende week die koudste tot op hede gaan wees vir hierdie winter of lente, herfs en winter. Vir rondom 2 Mei is dit die minimum temperature wat voorspel word. Die blou gedeeltes is onder vriespunt en ons kan sien so die suidelike dele van die Noord-Kaap, Oos-Kaap, Drakensberge en dan ook hier dele van die Vrystaat. Rondom 3 Mei is daai kouer toestande meer oor die noordelike dele van die Oos-Kaap, Drakensberge en dan oor die sentraal tot suidoos Vrystaat. So die eerste ryp van die seisoen is moontlik hier van 2, 3, 4 Mei se kant af. Langer termyn sit ons weer in 'n situasie waar ons eintlik nie 'n La Nina het nie, maar daar is nog tekens van La Nina. En einde April was dit die voorspelling, die globale voorspelling vir Mei, Junie en Julie. En ons sien dat daar nog 'n kans is vir reën oor suidelike Afrika, hier vir Mei, Junie en Julie. So korttermyn wys dit nie, maar ons moet maar versigtig wees dat ons nie dalk nog 'n bietjie later reën kan kry nie. Ons hoop nie dit is die geval nie, laat dit gaan ophou nou,
maar daar is nog steeds 'n moontlikheid. Ons praat elke keer oor die onvoorspelbaarheid van vanjaar en dan ook hierdie volgende jaar lyk omtrent dieselfde. Hierdie is die see-temperature, die afwyking vanaf die gemiddeld van een van die Nino gebiede, die Nino 3.4, en die swart horisontale reguitlyn is die langtermyn gemiddeld, en die swart lyn wat beweeg is dit wat gebeur het. En ons kan sien onder die gemiddeld La Nina neigend, en waar ons hierdie vertikale blou staaf het aan die regterkant is wat ons verwag vir die volgende tyd met verskillende modelle en voorspellings. En ons kan sien dat dit weeskante van die gemiddeld lê. Die swart stippellyn is die gemiddeld van al hierdie voorspellings en dit lê omtrent op hierdie lyn waar dit 50-50 gaan wees weer. So opsommend, ligte reën rondom 30 April en 1 Mei oor die winterreënvalgebied en die Oos-Kaap waar daar dalk swaarder reën kan voorkom en vanaf 2 Mei oor die sentrale tot noordoostelike dele, so die 2-3 Mei en dan breek dit weer. Korttermyn min verdere reën vanaf 5 Mei vir ten minste die volgende 2 tot 3 weke. Ons sê weer eens die langer termyn wys daar is dalk nog 'n kans vir reën, maar op die kort termyn lyk dit nie so nie. Kouer toestande met die eerste ryp van die seisoen oor veral die suidoostelike en suidelike binneland as ook die sentrale dele. So dit lyk of die winter hier is. Ons gaan 'n baie skerp daling in temperature sien vanaf 1 Mei. So mooi loop, lekker boer. Baie dankie Johan, baie interessant. Los asseblief vir ons kommentaar oor wat julle graag sal wil hoor in die volgende video's of kontak my sommer direk. Dit sal ons natuurlik baie help om hierdie inligting steeds aan julle te bring. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Kondi Graanbemarking. Julle kan ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan kry. Ek is Dr. Johnny van der Merwe. Dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week.